wil vandag vir jou kom sê dat God besig is in die detail. Hy was nog altyd besig in die detail in jou lewe en hy gee om en hy is altyd besig in die detail in jou lewe. Selfs daar waar ons nie dink God is besig om te werk nie, selfs daar in ons gebrokenheid wat ons sê ons is alleen, ons sien nie God se hand nie en wat is ons doel hier op aarde? So in die week gebeur daar hierdie ding en ek is 'n traumatiese ding wat met mense gebeur en ek sien vir die eerste keer sien ek groot mans wat regtig huil en hierdie een man kom na my toe, hy sê vir my Dalaries, ek verstaan nie. Hy sê ek slaap nie in die aand nie. My brein breek homself want ek verstaan nie wat het hier fout gegaan nie. En dit pla vir my want op hierdie oomblik kan ek nie hierdie mense help nie. En ek vra net die Here, maar hoe nou? Ek het nie eens woorde nie. Ek weet nie om hierdie mense te bemoedig en hulle op te tel uit hierdie gat uit nie. En ek weet dit is net die Here wat dit kan doen. Maar daar gelaat, ek ry soos wat ek nou dink aan hierdie hele ding en dit is rarig vir my emosionele wroging waarmee ek besig is en ek vra vir die Here, wys net vir my iets, gee my net bietjie iets hoop en ek weet niks goed of baie keer dan vra ons die Here mos nou, wat 'n goeie ding kan uitkom uit so 'n slegte ding uit. En ek het selfs nog steeds hierdie antwoord vir hierdie mense nie, maar vir myself is ek besig met die Here oor hierdie ding. En een oggend ry ek werk toe en ek ry mos as ek werk toe ry en luister ek altyd my worship musiek of ek luister na preke en ek praat sommer net met die Here. En hierdie week ry ek een oggend so werk toe en die preek is op in die agtergrond, maar ek luister nie eers regtig wat hierdie prediker sê nie. En op 'n stadium sê hy 'n ding en dit tref vir my. Hy sê, the biggest doors swing on the smallest hinges. En net daar is dit asof die Here vir my 'n ding wil kom wys en ek het 'n boodskap by die werk het ek ook gegee toe nou oor hierdie ding wat werksverband was en ek dink die hele tyd daaraan. En dit raak vir my 'n persoonlike ding en ek kom vir die Here, ek sê Here, maar waaroor gaan hierdie nou? En dis asof die Here vir my net wil kom wys, maar hy is betrokke in die detail. Hy is juis daar in die geringe plekkies, daar waar ons nie 'n uitkom kan sien nie, wat ons nie kan verstaan nie, is hy besig om te werk. En ek sit myself, ek wonder, Here, maar hoe is dit? Want goeie dinge kan ons nie uit hierdie situasie uitkom nie. Ons voel baie keer en ons sit in 'n situasie wat ons regtig alleen is. Daar's soveel goeders rondom ons wat gebeur en jy weet, dit is juis in daai klein dingetjies, of laat ek teruggaan. Ek is daai een wat vir die Here vra, Here, haal my fokus van die klein dingetjies af. Haal my fokus af van daai dingetjies wat my aandag kan aftrek van dit wat U my wil hê ek moet doen. Haal my aandag af van daai klein goedjies wat ons heeltemal somme die pad kan byster laat raak en wees daai klein dingetjies wat ons seer kan maak, dat ons verbitterd raak en dis is daai boodskap wat ek daai eendag gegee het oor die klein jakkalsies. En die klein goedjies wat ons nie aan aandag gee nie, soos 'n band wat vir jou sê, 'n kar se band wat vir jou sê, luister, hier's 'n probleem met aandag gee. Net eendag dan is daar gemors en die band bars. Maar ja, en die Here kom wys net vir my, maar hy is betrokke by die detail. En vandag wil ek vir jou kom sê, God is betrokke by die detail. Jy weet, hy het jou by jou naam geroep. Jy behoort aan hom. En dis vir my 'n moeilike ding, want partykeer wil ek regtig die groter perspektief raak sien. En dis hoe ek is. Ek wil die groter prentjie raak sien. Weet, as ek kyk na 'n legkaart wat klaar mekaar gepas is, ek is nie veel gepla oor die klein dingetjies of ja, ek is, maar ek wil die groot prentjie raak sien. Ek wil die skildery sien wat hier hang en ons dink nie aan al die effort wat daar ingegaan het, die fynere detail van die verf, die kuns, die kwassies wat gebruik is om hierdie ding perfek te raak. Ons sien nie daai detail raak nie, of ek weet, ek vra, Here, ek wil nie vasloop met hierdie klappe op my oë, laat ek nie die groter prentjie kan raak sien nie. Here, haal my oë af op dit wat net nou voor my is. En hier kom Here en hy sê vir my, Dalaries, ek is die een wat betrokke is in die detail. Ek sien die detail raak, ek sien die klein dingetjies raak.
En as jy daar net waar jy is, vra ek vir jou, gaan kyk net die deur wat in daai vertrek is waar jy nou sit. Gaan kyk net die vensters in die vertrek waar jy is. En dan let jy 'n bietjie op, dit is nie net hierdie groot deur wat daar hang, wat oop en toe gaan nie. Dit is nie net 'n venster wat ons kan oopmaak en toemaak nie. Daar's klein goedjies in hierdie deur, wat bepaal dat hierdie deur moet kan funksioneer. En as ons nie aandag gee aan daai klein dingetjies nie, terwyl ons nou sit met 'n probleem, as ons nie aandag gee aan daai klein dingetjies wat ons wil terughou in die lewe, wat veroorsaak dat ons nie kan oop en toe swaai of 'n venster wat kan oop en toe maak nie, gaan ons 'n groot probleem hê. En vandag sê maar ek het nie tyd om aandag te gee aan daai klein dingetjies nie. Ek het 'n doelwit voor my, ek wil net voortgaan en jy sien dalk hierdie groot probleem raak, maar dalk is dit juist tyd dat ons moet begin stil staan en besef dat dit in die klein dingetjies is dit juist daar waar ons gevorm word. Ek besig om 'n boek te lees van John Maxwell en ek gaan vir 'n Engels lees wat hy dit sê. Hy sê, difficulty is seldom the thing that defects people, but the lack of faith in themselves usually does. En ek besef vir myself, dit is nie net daai lack of faith in myself nie, want ja, ek is baie keer onseker. Ek twyfel in my eie vermoë, want ek dink ek het nie genoeg aandag gegee aan daai klein dingetjie, want ek moet die groot ding raak sien, maar selfs twyfel ek myself, ek voel ek is nie goed genoeg nie. En eintlik is dit juist daar waar ek twyfel dan aan God, is dit nie? Dis juist daar waar ek twyfel dat in daai klein dingetjies is God besig om 'n groter ding te doen. Al wat ek nodig het, is daai geloof om oor te gaan in die volgende tree. John Maxwell gaan aan, hy sê, with little faith in themselves, people can do miraculous things. But without faith, they will face a difficult time. So is dit nie daai geloof in myself wat tekort kom, daai geloof in die klein dingetjies, of is daai geloof in God, in God wat regtig betrokke is in die detail om te weet dat hy sal alles ten goeie laat meewerk vir die wat in Jesus Christus glo. En dan wil ek vandag vir jou kom sê dat terwyl dit waar mag wees, dat ons twyfel aan onsself. Ons twyfel of hierdie klein dingetjies, of hierdie dingetjie waarin ek net nie aandag gee, hierdie vrees binnekant my wat ek dink, ag nee, dit is sommer net bangheid wat oorgaan. Weet van die grootste deure, daai huwelik, jou besigheid, jou werk, al daai goeders hang af van die kleinste skeniere af om behoorlik te kan funksioneer. En dan is dit ook daai plek waar die grootste wonderwerke juist dikwels begin in die klein dingetjies wat ons met ons menslike oog miskyk. Ons dien 'n God wat nie net die berge geskape het nie. Weet ons gaan na die Drakensberge toe, of ons gaan na Tafelberg toe en ons sien hierdie groot berge en baie keer sit ons op 'n plek en ek weet ek doen dit nou, want ons sê, Here, hoe groot en almagtig is U, as U die berge gevorm het en ja, Here, U is die God van die heelal. En dit is juist omdat God die God van die heelal is, wat hy betrokke kan wees met jou wat net 'n mens is. Hy het die sterre in die hemelruim uitgeroep. Elkeen spesifiek op sy plek gaan sit. Hy het elkeen 'n naam gegee. En as hy dan al die ontelbare sterre ken, en hy weet waar presies elkeen is, hoeveel te meer ken hy jou nie, kosbare vrou, kosbare man, hoeveel te meer gee God nie ag op die detail in jou lewe nie. Hy ken jou by die naam. Hy ken elke situasie. Hy ken die begin van die einde af. En hy het reeds jou einde geken van die begin af. Hy ken nie net jou gesig nie. Hy ken nie net jou storie nie. Hy ken elke traan wat stil geval het, wat niemand van gesien het nie, wat niemand van gehoor het nie. God hoor elke gebed wat jy stil binnekant jou gebid het, wat niemand gehoor het nie.
Hy ken elke letsel hier binnekant jou, wat niemand al opgelet het nie. Die woord sê van God sê dat hy selfs die hare op jou kop getel het. Sy liefde vir jou gaan diep, dieper as die see. Dieper as enigiets anderste wat kan gaan. Hy ken jou. Sy vaderhart ken jou. En dis waar ons met vrymoedigheid kan gaan om sê, ja Here, ek wil op die skoot kom klouter, en ek sê dit baie, ek wil op die skoot van die Here kom klouter. Maar hoeveel van daai goed is besig om my aandag af te vat? Hoeveel van daai klein dingetjies, wat ek nie dadelik op ag geslaan het, wat ek nie dadelik uitgesorteer het, saam met die Here nie, die goed wat hy reeds besig is om aan te werk, die goed wat hy reeds besig om so vol aan mekaar te sit, sodat my legkaart volkome kan wees. Sodat wanneer ek kyk na hierdie deur wat kan funksioneer so wat hy moet, is daar dalk iets wat bietjie geroes het? Is daar dalk iets wat iewers fout gegaan het, dat ons nie weet waar nie? Miskien voel dit vir jou of jy stry 'n onbelangrike geveg in hierdie geraas wat besig is om aan te gaan. Maar weer eens onthou dat God besig is juis in die detail. Hy's daar besig by jou in die stiltes, hy's daar by jou in jou wagtyd, en hy's daar in jou gebroke plekke. Moenie die klein dingetjies onderskat nie. Laat ons aandag gee aan daai skeniere, laat ons aandag gee aan daai klein dingetjies, waar ons voel, alles is besig om mekaar uit te val. En laat ons weet dat juist daar is, waar dinge uit mekaar uitval, wat God juist dinge die weer terugsit in mekaar.